Ek wil vanoggend met julle praat bietjie oor die DNA van 'n moeder. En met tye gaan ek praat met tye gaan ek al die vrouens insluit in hierdie boodskap. Met tye gaan ek net met die moeders gesels, maar ons as mans gaan ook vanoggend iets leer. Soos hy een pastoor sê, hy is so opgewonde oor hierdie woord vanoggend. Hy is so opgewonde dat hy homself vir die eerste keer gaan hoor vanoggend. En ek voel amper dieselfde. Maar ek wil begin met hierdie boodskap met 'n vraag. En hierdie vraag is, hierdie God wat ons dien, hierdie groot almagtige God, hoekom het hy die vrou geskape? Wat moes deur God se gedagtes gegaan het, toe hy die vrou geskape het? En ons kan baie grappies maak, en ek weet daar's baie grappies oor Adam en Eva, maar as ons vir 'n oomblik net in ernstigheid kan stilstaan, hoekom het God die vrou geskape? Hierdie groot en almagtige God, wat met die grondlegging van die aarde enigiets kon geskape het, om te dink hy kon net die man geskape het, hy kon net die vrou geskape het, hy kon selfs 'n ander menslike wese geskape het, die manier van swangerskap en geboorte kon anderstes gewerk het, maar hy het 'n vrou geskape, hy het ook 'n man geskape. Dan kan ek nie anderstes om by die slotsom te kom, toe hy die vrou geskape het, is daar 'n purpose. En ek wil vir elke vrou vanoggend sê, jy het 'n purpose. Ons vier vandag moederskap en eer die vroue wat God in ons lewens geplaas het as versorgers, beskermers en onderwysers. Net soos DNA die genetiese bloudruk van die lewe dra vroue die geestelike, die emosionele en morele DNA wat toekomstige geslagte vorm. Elke vrou wat gebore word, het die vermoë van moederskap in haar DNA. Dit is nie net die vermoë om 'n kind te hê nie, maar die diep gewortelde eienskap om te versorg, om te beskerm en rigting te gee. Om 'n kind te hê is slegs die manifestasie van hierdie ingeboude, Godgegewe moederskap. Maar die hart van 'n ma klop in elke vrou, ongeag of sy kinders het of nie. En hier vanoggend is 'n verskeidenheid van vrouens, jonk, oud, wat kinders het, wat nie kinders het nie. En ek wil julle almal vanoggend in hierdie boodskap insluit om te sê, you've got a purpose. You've got a purpose. En ek het op hierdie afgekom wat vir my so mooi is. Never harm your mother, not with words, anger, or silence. She's the only woman who loves you unconditionally. Take care of her. Vanoggend wil ek so 'n bietjie dieper gaan, en ek gaan slegs 3 punte met u deel oor geestelike DNA, wat uit God se woord uitkom vir vroue. Hoe God die vrou geskape het. En die eerste een wat ek met u wil deel is, 'n ma se DNA dra geloof. As jy dalk nie dieselfde slide het my agterop kan opsit, sal ek dit waardeer, dankie julle. 'n ma se DNA dra geloof. En 2 Timoteus 1 vanaf vers 5 sê die volgende, hy sê, ek dink terug aan jou opregte geloof. Eers het jou ouma Louise en jou ma Eunice hierdie geloof gehad, en daarvan is ek seker, jy het dit ook. So wat gebeur hierso? Die apostel Paulus kom en hy sê vir Timoteus, luister hierso, jou geloof is oorgedra deur generasies. Dit wys vir ons dat die geloof nie net deur bloed oorgaan nie, maar deur 'n lewenstyl en 'n voorbeeld. Hier is 'n sleutel van geloof in dit alles. Jy sien, 'n ma se gebede bou 'n heining van beskerming om haar kinders. 'n Ma se woorde saai saad van geloof en vertroue in God. 'n Ma se lewe is 'n lewende getuie van hoe om in geregtigheid te wandel. 'n Baie mooi voorbeeld hiervan is in 1 Samuel 1 vanaf vers 27 en 28 van Hanna,
Hanna het gebid, sy het God vertrou met geloof. Sy het 'n vurige hart van gebed gehad vir 'n seun en hom toe aan die Here toegewy. En dit was die profeet Samuel. So as verder lees in daai stuk, sien ons dat Samuel het 'n profeet en 'n leier in Israel geword. 'n vrou wat geloof gehad het, 'n vrou wat op God se woord gestaan het. Maar die teenoorgestelde is ook die waarheid. 'n ma wat nie bid nie, bou ook nie 'n heining van beskerming om haar kinders nie. 'n ma se woorde wat afbreek en afknou, saai ook ongeloof en onvertroue in God. 'n ma se lewe wat nie lewe van 'n voorbeeld nie, wat nie 'n getuie is van geregtigheid nie, bring daai voorbeeld wat as kind sien, breek dit ook af. Of vroue kinders het of nie, is dit belangrik vroue om te leef 'n lewe van geloof. Want julle voorbeeld help om 'n generasie te bou wat op God vertrou. Ons jong mense, they are motherless. They spiritual motherless as well. Ons het 'n jonger generasie wat so Gods vroue nodig het in hulle lewens. As jy vanoggend 'n kind het, as jy 'n kind is vanoggend en jy het 'n moeder wat nog lewe, eer en waardeer haar jong mense, die geloof wat deur jou moeder en ander vroue in jou lewe oorgedra word. Eer dit. 'n verlore generasie het Gods vroue so nodig in die tyd en die uur wat ons in lewe. Die tweede punt wat ek met u wil deel vanoggend is, 'n ma se DNA dra liefde en opoffering. Jesaja 49 vers 15 sê die volgende: Kan 'n ma die baba vergeet wat aan haar bors drink? Kan sy geen medelee hê met die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou dit tog moontlik wees, ek sal jou nie vergeet nie. Wat vir my so mooi is van hierdie stukkie, en ek weet nie waardeur u gegaan het as kind nie, maar dalk het jy nie die beste voorbeeld as 'n moeder gehad nie. Dalk was jou lewensomstandighede baie moeilik gewees. Die woord van God sê, dis nie eintlik hoe dit moet wees nie. Dit is nie hoe God die vrou geskaap het nie, maar tog sê die woord, selfs al sou dit moontlik gewees het, kom God en hy tree hier in en hy sê, ek sal jou nie vergeet nie. Ek sal jou help. Ek sal jou deur dit dra. Ek het jou oneindig lief. Al is die afwesigheid van 'n moeder in jou lewe, God sê, I will be with you. I will restore you. I will heal you. Jy sien, die liefde van 'n ma is een van die suiwerste weerspieëlings van God se liefde. Dit is onvoorwaardelik, dit is opofferend en dit is standvastig. 'n ma gee van haarself vir die welstand van ander. Daar's iets opgesluit in 'n ma wat ons as mans net nie het nie. 'n ma beskerm selfs as dit haar alles kos. En daar's soveel videoklips en realiteite wat ons gesien het al van ma's ten koste van hulle self, ten koste sal hulle deur daai vuur loop vir 'n kind. Hulle sal die uiterste van die aarde gaan vir hulle kinders. Selfs in die natuur sien ons dit ook. 'n ma vergewe, net soos God sy kinders vergewe. En ek het vanoggend, tydens my voorbereiding, het ek 'n slide deurgegee wat ek wou gewys het, en op 'n stadium toe haal ek dit uit, en ek het hierdie nota gemaak, en ek voel tog om dit met u te deel, en dit gaan oor haar borsie. Miskien sit u vanoggend hier as 'n ma, en weens omstandighede, weens dinge van die verlede, het u dalk 'n aborsie gedoen. Miskien 1, miskien 2, I don't know. Maar ek voel dat die Gees van die Here sê, as dit jy is vanoggend, vergewe jouself. Die Here het jou klaar vergewe. Dis tyd dat jy as moeder of potensiële moeder jouself vergewe. Want u sit hierso met hierdie aanklagte teen u vir dit wat u gedoen het. Ek wil vir u sê, die Gees van die Here
dat die Here vergewe jou vir daardie daad. In Eksodus 2 vanaf vers 1 tot 10 kom Moses se moeder en sy vat 'n groot risiko. Sy neem hierdie kleintjie in 'n mandjie en sy sit hierdie kleintjie op die Nylrivier. En as gevolg van hierdie geloof en opoffering het Moses die volk van Israel uit Egipte gelei. Ek wil vanoggend vir elke moeder sê, elke vrou, dankie vir julle geloof, dankie vir julle opoffering, dankie vir julle gebede. Ek dink nie u besef wat 'n verskil maak dit nie net in die geesteswêreld nie, maar ook die manifestasie daarvan in die realiteite. Dankie, dankie, dankie. Jy sien moeders, God sien elke traan, elke slapelose nag en elke daad van liefde. Selfs as jy fisies nie 'n kind het nie, is jou moederlike liefde steeds 'n kosbare geskenk uit die wêreld. Aan die wêreld. Hou aan om God se liefde te weerspieël in hoe jy vir ander sorg. God het elke vrou so uniek geskape. Ons het u as vrouens nodig in ons lewens, as moeders, as geestelike moeders. You've got a purpose. You've got a purpose. Die derde punt wat ek met u wil deel vanoggend is, 'n ma se DNA dra wysheid en dissipline. In Spreuke 1 vanaf vers 8 tot 9 lees ons die volgende: My seun, luister na wat jou pa jou leer. Moenie wat jou ma vir jou sê in die wind slaan nie. Wat jy by hulle leer, sal jou lewe met goedheid kroon en 'n versiering wees om jou nek. Vir elke jong mens vanoggend hier, luister na jou pa, luister na jou ma. Daar's wysheid, daar's insig. Gees van die Here werk baie keer deur hulle om te sê, luister, dis nie tyd vanaand om na daai plek toe te gaan nie. Dis nie tyd nou om op die pad te klim nie. Die woord van God sê, dit kroon en is 'n versiering om jou nek. Woord van die Here sê ook, eer jou vader en jou moeder, sodat jou lewe verleng kan word. Maar in die tye waarin ons vandag lewe, die morele waardes val net erger en erger en erger. En dis hoekom huise gaan soos wat dit gaan. Dis hoekom die wêreld gaan soos wat dit gaan. Daar's nie meer hoop nie. Daar's nie meer liefde nie. Spreuke is baie duidelik wat hy sê, in die laaste dae, dan's daar 'n hele lys, wat sal volg, wat sal gebeur. Maar ons as kerk het die antwoord, ons het God se woord. Ons het nodig om op God se woord te staan en te vertrou. Ons het nodig om ons eie huise in lyn te kry, in plek te kry, sodat dit met ons sal goed gaan. Sodat ons 'n lig aan die wêreld kan wees. My vraag is vanoggend, hoe lyk jou huis? Hoe lyk jou huis? 'n godsvreesende ma gee wysheid en dissipline oor aan 'n volgende generasie. 'n ma se woorde bou. Hulle het die krag om 'n lewe te vorm of om af te breek. Aan elke vrou vanoggend, jou woorde het krag. Jou woorde het krag. 'n ma se raad is 'n fundament. Dit rig op die morele rigting van haar kinders. Moeders, hoe lyk jou fondasie? Hoe lyk jou fondasie vanoggend? 'n ma se dissipline is ook liefde. Dit korrigeer, maar dit bemoedig ook. Bring dit weer terug. There's purpose. En dit wat ek met u deel, kom uit die woord van God uit. Dis hoekom die belangrikheid van 'n vrou en die goddelike DNA as moederskap wat in haar is, so van belang is. Spreuke 31 is 'n baie bekende skrifvers. Praat hy van die moeder van koning Lemuel, wat geleer was deur sy ma watter tipe vrou om te soek en hoe om dit met integriteit te doen. En as ons verder daar gaan lees, het hy geregeer met wysheid en hy was 'n regverdige koning wat gevorm is deur sy moeder. Die wysheid, die dissipline
wat sy hom mee groot gemaak het 'n koningskap verander ten goeie. Vir elke ma vanoggend, jy rig kinders op, jy voed kinders. En jou nalatenskap is hoe hulle gaan regeer, in hulle huise, by hulle werke, in hulle vriendegroepe. Jou insaag is van onskatbare belang, van wysheid en dissipline. Vroue, wees mentors en leraars aan die volgende geslag. Moederskap is meer as om net kinders te hê. Dit is om met wysheid en leiding te gee aan almal wat in jou invloedkring is. Vanoggend het elke moeder so 'n botteltjie salfolie gekry. En ek wil vir jou vra net vir 'n oomblik om hierdie botteltjie salfolie net uit te neem, net in jou hande te hou. Op hierdie botteltjie staan Gelukkige Moedersdag. Maar op hierdie botteltjie staan ook jou DNA as 'n moeder is onmisbaar. En daar is ook 'n skrifvers van Spreuke 31 vanaf vers 25 tot 30. Nou hierdie geskenkie wat jy vanoggend gekry het, word gegee uit liefde uit. Maar daar's 'n baie sterk betekenis op hierdie botteltjie salfolie. Hierdie olie is spesiaal vir julle vanoggend gemeng, geproduseer. As jy nou hom ryk hy bietjie anders as normale olie. Hier was 'n proses gewees toe hierdie olie vervaardig word vir elke moeder vanoggend. En ek wil bietjie met julle net deel wat in hierdie botteltjie is, en dit het so 'n Bybelse en profetiese betekenis. Dit is gemeng volgens die bestanddele van Ester. En as ons hierdie botteltjie vanoggend 'n naam kan gee, sal dit wees Ester salwingsolie. En die eerste bestanddeel wat in hierdie botteltjie is mirre. So wat is mirre? Mirre was gebruik as 'n voorbereidingsolie en vir versorging in Bybelse tye. Ons kan 'n bietjie meer lees in Ester 2 vanaf vers 12 rondom dit. Dit verwys na die voorbereiding wat God in ons harte en lewens doen deur die Heilige Gees. Die tweede bestanddeel in hierdie botteltjie is wierook. Dis 'n bestanddeel wat as parfuum in salf en wierook gebruik word. Dit wys op 'n toewyding aan God in gebed en dat ons deur geur van Christus aan die wêreld is. Ook bekend vir pynverligting en anti-inflammatoriese eienskappe en herinner ons daaraan dat die Here kan genees en herstel. Wierook. Die derde bestanddeel wat in hierdie botteltjie is granaatappel. Dit wys op die vrugbaarheid en voorspoed. Die derde bestanddeel. Die vierde bestanddeel in hierdie botteltjie is vy. Dit herinner ons daaraan dat die Here altyd oor ons waak, om seker te maak dat ons goeie bome is, wat goeie vrug dra. Die laaste bestanddeel wat ek met u wil deel vanoggend is die roos. Die roos simboliseer goddelike liefde. Al het ek al die geloof om vir hierdie berg te sê, word versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Ek wil vir elke moeder, elke vrou vanoggend insluit om te sê, jou liefde is onvoorwaardelik. Onvoorwaardelik. En terwyl u hierdie botteltjie in die hande hou vanoggend, gaan ek vra dat hierdie volgende lied gesing sal word vir elke moeder. Maar ek wil hê terwyl jy hierdie botteltjie vashou, moet jy besef, wat is in hierdie bestanddeel? Daar's 'n profetiese betekenis, daar's Bybelse bestanddele wat deur vroue in die Bybelse tyd ook deurgegaan het. Maar hierdie salwingsolie, dis nie die olie wat die ding doen nie. Dis die geloof in Christus Jesus wat dit doen.
Ons gaan hierdie olie prakties toepas. Die DNA van 'n moeder uit God se woord vanoggend vir elke vrou. Maar daar's ook 'n realiteit. Vanoggend is hier ook vrouens wat deur omstandighede gaan. Hier's ook vrouens vanoggend wat seer het, wat pyn het. Hier's ook vrouens vanoggend wat in vrees is oor die dag van môre. Hier's vrouens vanoggend wat nie 'n maklike kinderjare ook gehad het nie. En ek weet dat die Gees van die Here wil vanoggend dit kom herstel. Gees van die Here wil vanoggend elke vrou kom bedien met liefde. Geestelik en emosioneel. Want deur God se krag, deur sy Gees bring hy verandering. Breek hy die ketTINGs van die verlede. En weet jy, ek het vanoggend regtig net, daar's so baie maniere om te kan bedien. En een ding wat net in my gees opkom, wat ek voel die Heilige Gees sê, let my church minister to the women this morning. En weet jy, daar's iets wat gebeur wanneer 'n kerk in eenheid begin opstaan, mekaar se las te dra, vir mekaar in te tree, vir mekaar te bedien. Daar's krag in dit. As ons gaan kyk na God se woord, dis God se woord vir sy kerk. Ja, en daar's tye wat pastore bedien, en daar's verskeie bedieningsmetodes. Maar ek voel regtig net vanoggend dat die Gees van die Here sê, let my church, wie julle is, minister to all the women. En ek wil vir u vra net vir 'n oomblik, as dit vir jou moontlik is, ek wil vra dat ons almal net sal staan. En ek gaan vir my vrou vra om hier langs my te kom aansluit. En nie elkeen wat 'n botteltjie salfolie het. Jy sien, wanneer ek kom en ek salf, en ek sê, Here, ek salf hierdie vrou vanoggend in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, dan sê God se woord, I set apart. Daar's 'n betekenis in dit alles. En wanneer ek God se seën oor 'n vrou spreek en haar toemaak onder die bloed van Christus Jesus, I'm setting her apart. En ek wil vanoggend vir elke man, elke kind vra vir 'n oomblik dat julle hierdie salfolie sal vat by die moeders en net begin bedien soos die Here op jou lei. Wat doen ons? Ons salf die vrou. Elke vrou vanoggend, of dit oud of jonk is. En ek wil u vra net soos wat die Gees van die Here lei, spreek net seën oor daardie vrou. Laat toe dat die Heilige Gees daardie vrou vanoggend kom bedien, net soos wat die Here op u harte lê vanoggend. Ek wil regtig 'n beroep doen dat nie een vrou hier moet uitstap en daar's nie 'n seëngebed oor jou gebid nie. Terwyl hulle die volgende lied sing, wil ek u vra, kom ons maak net 'n bietjie tyd en spasie vir hierdie heilige oomblikke, net om die vrouens te waardeer in ons lewens en net God se seën oor hulle te spreek en hulle te salf in die naam van Jesus. En as u klaar is, dan begin ons net saam om hierdie lied saam te sing, maar net soos wat die Here op julle lei. Baie, baie dankie.